Gemeente, kom ons bid voor ons skriflesing. Ons God en Hemelvader, dankie vir die geleentheid om die woord te kan lees, dit te kan indrink. En vandag wil ons in die woord en in die teenwoordigheid die indrink, soos wat mense in die son kan staan op 'n warm dag en die hitte van die son indrink. Ons wil die teenwoordigheid tasbaar beleef, Here. Spreek vanoggend met ons harte. Spreek in ons gees. Mag dit wat U in ons vandag blaas, nuwe lewe wees. Verander waar verandernodiging is. Bring juis waar nuwe denke of nuwe optrede nodig is. Bring dit ook. Skuif in ons persepsies oor onsself en oor ander. Help ons om te laat gaan van dit wat nodig is om van te laat gaan. En help ons om dit op te neem wat nodig is om opgeneem te word. En mag hierdie woord, Here, vir ons ook nuwe lewe en nuwe asem wees vandag. Spits ons ore, Here. Ons wil gefokus en gerig wees op U. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Johannes 17 van vers 13 tot 23. Johannes 17 van vers 13 tot 23. En die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees is eintlik 'n gedeelte van Jesus se gebed. Hierdie speel af terwyl die disippels saam met Jesus aan die tafel sit vir hulle laaste maal voordat Jesus in hegtenis geneem is in die tuin van Getsemane. En wanneer hierdie gebed gebid word, is Jesus besig om vir die disippels te bid. Eintlik hardop. En ek wil graag hê juis net die gedeelte wat ons gaan lees vandag. Dink jouself bietjie in, wat sou jy gevoel het as jy aan tafel saam met Jesus gesit het en dis wat Jesus bid? Dis die manier hoe hy jou insluit in 'n gebed en dis die manier hoe hy jou insluit by God. Verbeel jouself dit vir 'n oomblik. Ons praat vanoggend oor selfbeeld. My selfbeeld is belangrik vir God. En ons praat juis vanoggend daaroor omdat ons dit 'n bietjie kan afmaak met tye. Maar selfbeeld is 'n fenominale belangrike ding. Want selfbeeld beïnvloed nie net ons eie vrymoedigheid om iets aan te pak nie, maar dit beïnvloed ook grootendeels ons verhoudings. En omdat dit ons verhoudings beïnvloed, kan dit nie anders as ook om ons verhouding met God te beïnvloed nie. Ek en jy het 'n groter taak en 'n rol in die koninkryk. Dit is moeilik om dit te doen as ons selfbeeld daaronder lê. Vanoggend gaan ons 'n bietjie onderskei tussen wat die wêreld te sê het en wat God te sê het. So, kom ons begin by ons teks, hierdie gebed van Jesus in Johannes 17 van vers 13 tot 23. Jesus bid en sê: Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek ook hulle na die wêreld toe gestuur, en ter wille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter, nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos wat ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Ons lees net tot sover. Kom ons hou vir 'n oomblik hierdie gebed van Jesus in gedagte. Sit hom net so 'n bietjie op ys. Selfbeeld is belangrik, want as my selfbeeld my verhouding met God beïnvloed,
dan beïnvloed my selfbeeld ook die rol wat ek speel in die wêreld. En ons het nou al vir mekaar gesê dat ons rol in die wêreld is groter as om net vriendelik te wees. Christene moenie die mense wees wat vriendelik is met almal nie. Enigiemand kan dit wees. Jy het nie geloof vir vriendelikheid nodig nie. Ons rol as gelowiges lyk 'n bietjie anders. Ja, dit sluit vriendelikheid in. Dit sluit die beliggaaming van liefde in. Maar daar's ook baie keer 'n profetiese rol wat ek en jy nodig het om te speel. Dit beteken wanneer ons met iemand in gesprek is of by iemand is, dan beteken dit, daar word van my en jou verwag om fyn te luister na dit wat nodig is. Te bid waarvoor gebid moet word, te sê wat gesê moet word. Want onthou, Jesus wat die voorbeeld gestel het, het gesê, ek doen niks vanuit myself nie, dit wat ek doen, is omdat ek die Vader dit sien doen het, en dit wat ek sê is omdat ek die Vader dit hoor sê het. So my en jou rol is wanneer ons in die wêreld is ook om in die wêreld betrokke te wees, en om God se hande en voete te wees. Dis meer as om net vriendelik te wees, en oulik te wees, en aangenaam te wees, en goed gemanierd te wees. Dis nie net om 'n morele lewe te lei nie, dis meer as dit. Maar dit is bietjie moeilik om fyn ingestel te wees op wat nodig is vir die oomblik en dit wat God wil hê ons moet doen, as ons nie dink ons is dit die moeite werd nie. As ons verhouding nie met God op 'n plek is waar ons regtig besef hoe God oor ons voel nie. En ons selfbeeld is wat dit beïnvloed. Nou, vir 'n oomblik, kom ons praat net oor selfbeeld in wêreldse terme, vanuit psigologie. Hoe lyk selfbeeld? Hoe vorm selfbeeld? Ons selfbeeld word gevorm uit 'n mengsel van goed in ons lewens. Dit het natuurlik te maak met jou kultuur, met hoe jy groot geword het. Dit het te maak met waar jy groot geword het. Dit het te maak met die kontak wat jy gehad het met mense om jou, sosiale kontak, familie, vriende, jou naaste mense, jou ouers, die primêre versorgers. Dis die mense wat almal inset het op jou selfbeeld. En grootendeels gaan selfbeeld oor 1, hoe ek myself sien, maar ook 2, hoe ek myself sien in kontak met ander. So met ander woorde, hoe ek myself sien, hoe ek ander sien, maar hoe ek myself in 'n verhouding met ander sien. Hoe dink ek sien ander my en hoe dink ek is my rol in hierdie verhouding met ander mense? Nou, alhoewel jy dalk mag dink dat selfbeeld baie beïnvloed word deur jou suksesse of jou teleurstellings in die lewe en dit wat jy self aangepak het, speel dit eintlik 'n bitter klein rol. Ek wil amper sê, weglaatbaar klein. Want die grootste ding wat 'n rol speel in jou lewe, is eintlik jou ouerverhoudings. Die verhouding wat jy gehad het met jou pa, of jou ma, of jou oom, of jou tannie, of jou oupa en jou ouma, die persoon of persone wat jy geassosieer het met veiligheid en versorging. En glo dit of nie, dit klink dalk soos 'n kliseë, maar meeste van die tyd is die basis vir jou selfbeeld vasgelê op die ouderdom van 6 of 7. En van daar af, dan gebruik ons die ondervindings en die ervarings wat ons het in die lewe en ons bou bietjie verder aan hierop, of ons vererger dit. Meeste van die tyd probeer ons so kompenseer, dat ons dit eintlik vererger. Jy kry mense wat hulle hele lewe, natuurlik niemand van ons nie, dis seker ander mense moet wees, maar jy kry mense wat hulle hele lewe lank besig is, om eintlik in hulle beroep, of in hulle verhouding, te probeer kompenseer vir hierdie selfbeeld. Iets te probeer bewys. Maar wat ons in goed is, of wat ons in sleg is, verander dalk so bietjie aan ons selfversekerdheid, of aan ons vrymoedigheid om iets aan te pak, maar dit verander nie aan ons selfbeeld nie. Daai prentjie wat ek en jy op 'n jong ouderdom geskep het, van wie ek is, en hoe ander my sien, dit bly. So wanneer ons selfbeeld moet aanpak, is dit 'n ongelooflike komplekse ding. Dis nie maklik om in psigologie selfbeeld aan te pak nie, want die blote feit dat ek 10 nog moet gaan vir hulp ook, laat my nog slegter voel oor myself. En dit ondersteun baie keer die prentjie wat ek het, dat ek hulp nodig het en dat ek nie die moeite werd is nie. Jy kan dink aan jou eie kinderlewe. Of jy kan dalk dink aan jou eie selfbeeld soos wat hy is. Of jy altyd goed genoeg voel. Of jy voel asof jy iets moet bewys. Of jy voel asof dit wat jy ingesit het die moeite werd is. Of selfs dat dit so ernstig kan wees soos, is jy liefde en aandag die moeite werd.
En alhoewel ons nie met mekaar dit nou vanoggend hier hardop gaan deel nie, alhoewel dit 'n persoonlike reis is, wees eerlik met jouself. Want dit is nie goed waaroor ons baie maklik praat en oor eerlik is nie. Maar dit beïnvloed alles. Dit beïnvloed hoe ek my lewensmaat hanteer, dit beïnvloed hoe jy jou kinders hanteer, dit beïnvloed hoe ek vriende en familie hanteer, dit beïnvloed natuurlik ook hoe ek God hanteer. En alhoewel ons pragtig kan dink oor onsself, help dit nie veel as ons dit nie ervaar nie. Want ons selfbeeld lê nie in ons rasionele kant van ons brein nie. So ons kan dit nie beter dink nie. Ons kan onsself nie uit 'n gat uitdink nie. Net soveel soos wat jy uit angs en depressie nie jouself kan uitdink nie. Want dis 'n emosionele koneksie. Soos ek nie kan beleef en ervaar dat die selfbeeld wat ek opgebou het, wat verwronge mag wees, eintlik onwaar is nie, dan bly hierdie ding met my. En die invloed is, as ek nie dink ek is goed genoeg nie, hoe gaan ek goed genoeg wees vir God? As ek nie dink dat ek dit kan regkry nie, hoe gaan ek optree in die koninkryk? As ek nie dink dat ek die liefde moeite werd is nie, hoe kan ek die volheid van die vrede en die lewe en die liefde wat God vir my het, regtig inneem? En dis die erns daarvan. Nou, ek wil graag 'n beginsel vandag verduidelik. En ons kan dit met verskeie tekste illustreer, maar vanoggend gaan ons dit met 'n Openbaring teks illustreer. Daar's twee stemme altyd. Daar's 'n wêreldse stem en 'n Bybelse stem. En baie keer kies ons, vir watter rede dit ook al mag wees, die wêreldse stem eerder. En hier's die illustrasie. As ek vir jou sê die merk van die dier, wat is die eerste prentjie wat opkom? Dalk is dit 'n draak. Dalk het jy die getalle 666 in gedagte. As ek vir jou verder sê die merk van die dier op jou voorkop en op jou regterhand, wat dink jy? Koppel jy dit onmiddellik met iets soos 'n chip wat ingeplant word? Eindtye? Want dis die prentjies wat ons skets, né? Nee? En ek kan jou amper waarborg dat meeste van daai prentjies kom uit boeke, films, sosiale media en 'n klomp ander ouens se opinie oor hierdie gesketste, gevreesde prentjie. Dalk het selfs die koppeling vir jou opgekom met satanisme of die anti-kris. Want dit spring op. Maar as jy die teks gaan lees, die teks uit Openbaring 13, en jy hoef net vers 11 tot 18 te gaan lees, dan vertel dit hoe mense wat die merk van die dier het, op hulle voorkop en op hulle regterhand kan koop en verkoop, en die wat nie die merk van die dier het nie kan koop en verkoop nie. Ander gedeeltes van Openbaring vertel ook van die wat die merk van God het, op hulle voorkop en op hulle hand. Nou, weet ons natuurlik dat Openbaring is 'n visioen wat Johannes gehad het, met dieselfde inhoudswaarde as 'n droom. En 'n droom is simbolies. Visioene is simbolies. Soos ek droom van 'n trap wat nêrens heen gaan nie, of ek droom van die feit dat ek hardloop maar ek kom nêrens nie, of ek is besig om iets te boks maar dit voel nie vir my ek het krag om te boks nie. Dit het gewoonlik vir my 'n simboliese koppeling. En nooit vra ek, maar jene, waar het jy die trappe ontdek wat nêrens heen gaan nie? Of wanneer laas het jy met jou eie vlerke gevlieg nie? Nooit. Want ons weet dis simbolies. En in dieselfde aspek gaan hierdie juis oor 'n tydperk. 'n Tydperk toe elke gulde, die skrynwerker gulde, die goudsmid gulde, het elkeen Romeinse gode gehad wat hulle geëer het. En vir hierdie tyd, as jy wou enigsins jou skrynwerk kon verkoop en as skrynwerker kan optree, moes jy aan 'n gilde behoort. Maar as jy aan 'n gilde behoort, dan moet jy ook die God wat oor daai gilde is, kan erken en voor hom kniel. So, wat vir hierdie tyd beskryf was juis die wat sou moes kniel voor 'n afgod, hulle sou kon handel dryf. En die wat nie gekniel het voor 'n afgod nie, hulle het gesukkel om handel te dryf, hulle het gesukkel om 'n bestaan te maak. Want onthou, die merk is op jou voorkop, wat jy dink en hoe jy dink, en wat jy doen op jou hand. Dit is simbolies. Niks te doen met satanisme nie, niks te doen met 'n anti-kris nie, want dit is nie in daai konteks nie.
En ek wil jou uitnooi. Gaan lees die teks. Maar dis die verskil tussen wanneer ons die Bybel se woord vat teenoor die wêreld se woord. Die wêreld se woord het 'n klomp drama aan 'n klomp goed geskets. Klomp goed uit perspektief getrek, 'n klomp goed uit konteks uitgetrek. En dit word gedryf deur vrees en ongemak en dit wat gewoonlik mense se aandag die vinnigste trek. Terwyl wanneer ons begin kyk na wat God sê, dan pas goed baie beter in 'n groter skema. Daar's konteks. Maar ons sien ook God se verlossende hand in dit alles. En dis die verskil. Die rede dat ons hierdie verskil moet verstaan, is dieselfde werk in my en jou lewe. Solank as wat ons die wêreld se woord vat, vir wie ek is, vir hoe mense my sien, sit ek met hierdie uitdaging. En om dit in terapie te probeer regmaak, beteken ons moet hierdie storie wat jy eintlik oor jou lewe geskep het, oor wie jy is en oor hoe mense jou sien, moet herskryf word. Dit is 'n lang proses. Dit is 'n uitdagende proses. God nooi ons uit op 'n ander manier. Hierdie teks spesifiek praat oor hoe Jesus nie net besig is om te bid en te sê, Vader, moenie hulle uit die wêreld uitvat nie, hou hulle in die wêreld. Maar hy is ook besig om te sê, maak hulle deel van ons. Ek wil eintlik sê, wanneer ons praat oor die Triniteit, Vader, Seun en Heilige Gees, dan kan ons 'n sirkel om hom trek om dit te verbind. Want ek en jy is deel daarvan. Dis nie dat ons skielik goddelike status het nie. Dis bloot net dat die hele doel van die prys wat Jesus betaal het, is om ons nie net in God se teenwoordigheid te kry nie, maar ons ook deel te maak van wat God is en wie God is. Dis 'n fenominale voorreg. Met ander woorde, God trek my en jou in op 'n gelyke basis as Jesus. Dis die fenominale voorreg wat ons het. En ons sien dit ook juis. Romeine 8 vers 29 tot 30 praat oor hierdie beginsel. Jesus wat so half vergelyk word met 'n koringsaad. En sê hy moes in die grond gesit word en hy moes sterf sodat hy 'n oes kan oplewer. Die eerste seun wat die oes moes oplewer vir baie kinders. Wat ek en jy is. God maak ons so deel van die koninkryk. En ek kan jou waarborg dat as God nie oor jou met absolute liefde so gevoel het nie, sou ek en jy nie deel gewees het van hierdie koninkryk nie. Ons sou nie op hierdie manier deel gewees het nie. Ons sou nie so ingetrek geword het nie. Dit is so belangrik dat ons hierdie diepte besef, dit snap. Wat die wêreld oor my te sê het, is nie die einde van die storie nie. Dis nie die slotsom nie, dis nie die prentjie nie. Selfde mense wat my hanteer het asof ek niks werd is nie. Dieselfde mense vir wie dit wat ek gedoen het nooit goed genoeg was nie, was ook gebreek deur 'n stikkende wêreld. Dis nie uit 'n plek van heelheid wat daardie mense opinie oor my gevorm het nie. En gevolglik het ek my opinie oor myself en oor hoe mense my sien ook nie vanuit 'n plek van heelheid geskep nie. Maar die prentjie wat God van my het is anders. Die prentjie wat God van my het is, jy is so die moeite werd, dat ek sal mens word. Ek sal deur 'n menslike siklus gaan en ek is bereid om my lewe op te gee op die wreedste manier moontlik, want jy's die moeite werd. Jy's die moeite werd om my koninkryk mee uit te bou. Met al jou foute en al jou uitdagings, is jy die moeite werd. Ek wil jou my hande en voete maak. Ek wil saam met jou my koninkryk bou. Dis die uitnodiging wat ek en jy het. Ons is nie net eenvoudig mense wat kom aanbid nie. God wil ons nader trek. Liefde is groter as dit. Ek wil jou eintlik aanmoedig. Doen moeite, haal tekste uit die Bybel oor wat God van my en jou sê. Skryf dit neer, sit dit op 'n spieël ergens neer of agter die toiletdeur waar meeste ouens se kalenders hang. Sit dit daar waar jy dit kan sien. Sodat jy jouself kan herinner, wat is God besig om oor my en jou te sê? Waar die wêreld sê jy is nie goed genoeg nie. Sê God, ek het jou in jou moederskoot geweef. Ek ken die hare op jou kop.
Waar die wêreld sê, ek en jy gaan dit nie maak nie. Sê God vir my en jou, ek wil saam met jou 'n koninkryk bou. En ons het dit gesien in Jesus se illustrasie, nê. Hy stuur 12 uit van die disippels. Hulle kom terug met besonderse wonderwerke en dan sit hulle totaal in al die pot mis en probeer met die mag wat hulle gekry het, ander mense in die proses skade berokken. En mense dink net daar, dink Jesus, dit was 'n groot fout. Kom ons trek die 12 terug. Net in die volgende hoofstuk hoor ons Jesus nog 72 uitstuur. Dit is net asof God elke keer die gapings wat ek en jy het, bly vul. En so word ons genooi op 'n groeiproses. In plaas dat ons vaskyk op die foute wat die wêreld die hele tyd vir ons uitlig, kan ons begin fokus op die groeireis wat die Bybel voorstel. 'n Reis waar ons God se liefde beleef, 'n reis waar ons God se nabyheid beleef, en 'n reis waar ons laat gaan van dit wat die wêreld sê. Ons ruil 'n bietjie dit wat die wêreld oor my te sê het, vir dit wat God oor my te sê het. En die uitnodiging sou wees om regtig by God hier meer te gaan sit. Moenie dit probeer uitdink en dan dink dit is klaar nie, want dit gaan nie daar bly nie. Praat met God daaroor. Deel dit met God. Ervaar daai liefde en daai genade in God se teenwoordigheid. Laat dit aan jou hart verander. Carmen het ons blommerangskikking hier voorgedoen soos altyd. En ek en sy praat nooit oor die preek self nie. Sy is nie bewus van die tema voordat sy haar blomme beplan vir Sondag nie. En so toe sy, terwyl ons by die rally besig is om te help gister, wys sy vir my 'n foto van wat sy gedoen het hiervoor. En ek kon dit nie glo nie. Ek dink dis net 'n stuk van God se tema vandag. Want sien, die eerste blomfase wys hoe ons baie keer aan die binnekant blom, maar dit wys nie aan die buitekant nie. Die tweede blomfase wys hoe ons van buite af blom, maar binne is daar 'n stuk leegheid. Ons sit so 'n bietjie van 'n front voor waar dit nodig is. Die laaste blomfase wys hoe ons van binne en buite blom. En dis die uitnodiging vandag. Om nie net vas te hou aan die herstel en die genesing nie, maar dit ook uit te leef. Of nie net so te probeer praat oor God se positiwiteit en goedheid nie, maar terselfdertyd aan die binnekant is ons eintlik besig om ons eie onsekerheid en seer weg te steek nie. Die gedagte is om by God met hierdie goed te sit, dit oop te krap, en te begin dit wat die wêreld vir ons die hele tyd voer, te ruil vir dit wat God vir ons het. Dis dit. En beleef dit, ervaar dit, sodat dit wat binne in ons begin blom, hierdie liefde, hierdie nuwe lewe, ook na buite toe kan uitvloei. Die reis wat ons opgenooi is 'n reis van oorwinning. Dis 'n mooi reis saam met God. Dis die uitnodiging. Moenie dat dit wat mense oor jou gesê het, die prentjie wat jy self gevorm het, dit belemmer nie. Ruil dit vir God se prentjie van jou. Amen. Ek dink dit is baie keer belangrik om tussen opinies te filter. Net soos wat jy nooit sal gaan om na kritiek te luister van iemand na wie toe jy nooit sal gaan verraad nie. So is dit ook belangrik om te onderskei tussen die stem van die wêreld wat bereid is om jou af te kraak, en die een wat vir jou lief is en vir jou gesterf het, se stem vir jou. Met dit in gedagte, gemeente, mag God se stem oor jou, Jesus se hart vir jou, en die Gees se omarmende liefde en lewe, jou ritme, jou lewe en jou asemhaling rig elke dag. Amen.